So, Sanmarie, ontspan, tone, ontspan, geniet dit, weet ons, wat beteken die sien nie meer so ontspan, maar geniet hom, dis julle groot Ernest, Thomas, wat is wel in die kant, dis gewe my, verklaar jy Ernest, Thomas, Pretorius, dat sover jy weet, daar regtens geen beletsel is nie, teen jou voorgenome huwelik met Sanmarie Pretorius hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees, dat jy vir Sanmarie tot jou wettige vrou neem. Ja, 100%. Nooit, julle kon dit hoor, nee, mooi duidelik, mooi, goed, Sanmarie, verklaar jy Sanmarie Pretorius, dat sover jy weet, dat daar regtens geen beletsel is nie, teen jou voorgenome huwelik met Ernest Thomas Pretorius hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees, dat jy vir Ernest Thomas Pretorius tot jou wettige man neem. Ja. Dat sy mooi duidelik, nee, in die oë gekyk. Goed, en beloof jy nie, plegtig voor God en die getuies hier teenwoordig, dat jy vir Sanmarie tot jou wettige eggenoot neem, om volgens die verordeninge van God in die heilige huwelikstaat saam te leef, daai deur dik en dun, en dat jy, beloof jy, dat jy vir Sanmarie in alle omstandighede, in sowel siekte as gesondheid, liefde, haar te troos, te eer en te onderhou, en beloof jy om alle ander te versaak, en haar alleen aan te hang, solank as julle albei sal lewe. Ek doen. Ag, so mooi, hy het so mooi manier om dit te sê, so maar Sanmarie, beloof jy, plegtig voor God en die getuies hier teenwoordig, dat jy vir Annie tot jou wettige eggenoot neem, om volgens die verordeninge van God in die heilige huwelikstaat saam te leef, en beloof jy, dat jy vir Annie in alle omstandighede, in sowel siekte as in gesondheid, liefde om te troos, te eer en te onderhou, en beloof jy om alle ander te versaak en hom alleen aan te hang, solank soos julle albei sal lewe. Ek doen. Fantasties. As teken van julle verbondenheid aan mekaar, nooi ek julle nou om mekaar die regterhand te gee en die ringe aan te steek. Hey. Eerste aansteek. Sy vingers is so sweet, maar dit pas. Hy is in. Rukkom. Maar nou het jy die voorreg om haar vir die heel eerste keer as jou vrou te soen. En jy moet dit vir ons almal doen. Jy mag haar soen. Okay, so ek moet 'n heldronk instel op my ma en my pa. En dan dit komende van Annie af. Ek wil net vir julle dankie sê vir al die jare se altyd probeer, altyd daar wees, elke dag. En altyd ondersteunend is. So ek het nou nie 'n glas nie, maar wag, kom ek kry eers 'n glas. Dankie. So heldronk op my ma en my pa. Okay, ja, ons is nou oor aan die volgende ronde toe. Maar
ek is eintlik stil teruggetrok en uitleg vir julle. Ja. Maar ek is gevra om die heilbrok te doen op Marius en Tannie Lolly. En net mense gaan so vinnig om speeches voor te berei en alles voor te berei, maar ek voel mense uit die hart uit praat. En namens hulle wil ek net sê baie welkom aan elkeen en baie dankie dat julle hier so wees. Dit is 'n voorreg en dit is 'n groot geleentheid vir ons om dit te kan bywoon vir die mooi dag en ek is seker hulle geniet dit net so baie om mes tyd saam met julle spandeer. En net so een of twee dingetjies sê van oom en tannie. Hulle het baie liefde, baie geduld en baie ondersteuning gebied vir hierdie dag. Ek het nou so 'n paar dae terug met die tannie gepraat en sê "Vrou, hoe gaan dit met tannie?" En sy sê "Dis die twee dogters van haar wat die troureëlings maak hulle almal." Ek praat met die oom gisteraan en hy sê toe, weet met geleenthede soos die met mens die bietjie vyf van 'n mens kan betaal bydra en mense kan dit sien in die pragtige venue wat mense het hierso, die geleentheid wat ons kan deel met hulle, dat ons in die natuur kan wees en alles saam met dit, saam met die mense waarmee ons lief is. Maar dit bygesê, Annie, ek is bietjie kwaad vir jou. Ek gaan jou ongelukkig nou 'n bietjie diep kant gooi. Jy is nou die een wat voor my hulle ma en pa kan noem. En ek is jammer om te sê hulle titels verander vir jou, maar jy bly nog steeds oom Annie vir hulle. So sorry daaroor. So dit is 'n groot voorreg om hierdie dag te kan deel saam met julle. En baie dankie oom en tannie vir alles wat julle gedoen het vir hulle vir die dag. Hou dronk op julle. Broedels, ek gaan jou vra om so 'n klein bietjie nader vir my te staan. So, ek neem aan julle almal weet dat ek die voorreg gekry het om die heldrop op die bruidspaar te kan gee. Maar ek het 'n speech voorberei want ek is Hilani en dit is beter as om net uit die hart uit te praat. Maar hierdie is geskrewe uit die hart uit. So ek gaan as volg. Vandag het ek die voorreg en die lewenslange taak om die suster van die bruid te wees. Dit beteken ek was haar eerste speelmaat, om eerste modeadviseur en modekritieke is, afhangend van hoe jy dit sien. En natuurlik die persoon wat haar geduld die meeste getoets het. Jammer nie, sy het nie my baie oor nie. Vandag is bittersoet vir my. Soet, want ek kry 'n ekstra broer wat hopelik soet, want ek kry 'n ekstra broer wat hopelik weet waaraan hy homself begewe. En bitter, want ek het nou een minder mens om my ouers se aandag van my af te trek. Daar is daarom nog 'n Boeta. Maar ek het daarom troos daaraan gekry dat ek nou vir Ernie kan bel as ek iets nodig het. Want kom ons wees eerlik. Sy vra baie te veel vrae eers. Ek onthou nog hoe Jean-Marie as kind 'n lewenskragtige verbeelding gehad het, tot op die punt dat sy 'n denkbeeldige boetie gehad het. Gelukkig vir my, toe kry ons 'n regte Boeta. En toe is dit die popspeelfase. En vandag het sy daarom haar eie lewende ken gekry. En hierdie een kan daarom sy eie skoene aantrek. Jy is daarom nog nie te oud nie, nee, jy kan nog. Een van my gunsteling herinneringe is hoe ons altyd karaoke en SingStar gespeel het. Ons was so ernstig, ons het Disney liedjies gesing asof ons op wêreldtoer was. En ja, ek dink ek moes nog steeds die laaste keer gewen het. So, as julle nou terugkom van die Witbrood af, wil ek graag 'n rematch hê, asseblief. En dit moet 'n Mamma Mia liedjie wees. Kyk, daar's reëls. Nou, soos enige sissies was dit nie altyd vredevol nie. Daar was en is een spesifieke reël wat ons verhouding altyd op die spel sou plaas. Jy mag nooit dieselfde klere aantrek nie. En as jy dit per ongeluk gedoen het, was die reël duidelik. Die een wat laaste aangetrek het, moet verander. Dit was nie onderhandelbaar nie. Haarstyl ook. Die een wat stadiger gevleg het, moes maar verander het. Of ek speel die ouer sussie kaart. Ek ken haar beste en haar swakste tye. Baie mense dink ek is die sterker sussie, maar as ek na haar lewe kyk, om vir 'n mens wat ingespring het en gesê het, ek gaan oorsee, toe doen sy dit. En enige struikelblok wat in haar pad gekom het, het sy net met head-on aangepak en sy het net gesê, maar ek het 'n eindpunt en dis wat ek wil doen. Waar ek altyd die risikofaktore eers al deur gaan kyk.
Ek ken haar beste en haar stoutste tye, maar as ek terugkyk, sien ek die mooiste herinneringe en die diepste liefde. Zan, jy is 'n pragtige mens binne en buite. Jy verdien regtig alles wat goed en mooi is in die lewe. Ek kan nie vir jou 'n beter lewensmaat as Ernie wens nie. Jy verdien iemand wat jou liefhet vir wie jy is. Jou kookvernuf waardeer en natuurlik bereid is om 'n argument te verloor net om vrede te bewaar. Maar natuurlik, jy het dit ook reg gekry om hom te verstaan. Jy weet wanneer om sy knoppies te druk en wanneer om te los. Wanneer het hy 'n oplossing nodig en wanneer het hy 'n skouer van vertroosting nodig. Zijn as die moeilike tye kom, wil ek hê jy moet spreek en onthou wat sê. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie, maar as 'n vrou die Here dien, verdien sy om geprys te word. Want hulle sê mos, moet nooit jou vrou se keuses beoordeel nie, want jy was een van hulle gewees. En toe was daar Ernie. Jy's ook hierso. Die dapper man wat besluit het om vir ewig hierdie avontuur saam met haar aan te pak. So kan ek net gou sê, danksy my is julle almal hierso, want ek was op 'n kamp gewees en toe was Ernie daar en toe ek hom ontmoet en toe dink ek, "Jag, dis nou 'n gawe man en sy het regtig 'n ander vriendekring nodig gehad en ek wou haar in die kerk betrokke kry." Toe nooi ek haar net uit die een keer om jeug toe te kom. En hy moes ook nie gekom het nie, maar toe sy laat, toe kom hy in 'n geval. Dit was nie 2 weke nie. Toe sit ons hierso. So dis 'n plesier vir die wat lank gekom het, so daar. Ons het jou getoets, gemoniteer en geëvalueer en uiteindelik is jy presies wat my sussie nodig het. Iemand wat haar laat lag, haar ondersteun, iemand wat altyd ander mense se belange op die hart het en belangrikste van alles, iemand wat haar hanteer as sy honger is. So hulle sê 'n verliefde man is eers volledig wanneer hy getroud is, dan is hy klaar. So, dit is nou hier waar jy uit jou vrou en jou oog in haar oë kyk en vir haar sê jy is nou baas. So, my grootste wens vir julle twee is dat julle liefde vir mekaar deur die jare so sal verdiep en groei dat julle vandag kan terugkyk, julle troudag en besef dat dit was die dag waarop julle mekaar die minste lief gehad het. Vandag is net die begin van julle reis. En elke dag wat verbygaan en elke jaar wat verloop, mag julle nog baie spesiale herinneringe saam hê. Mag julle voorspoedig wees, saam oud word en mekaar altyd gelukkig maak. Ek jou. Man, Ernie het besluit, ek is sy regterhand. Jy weet, geskiedkundig, sou ek 'n swaard gehad het, want ek is die beste swordsman. Ek het nie 'n swaard nie, maar Ernie het vir my 'n klein knopiesie gegee. So pas op. Ek sal my beste doen met die pakket. Dit is wel nie 'n uitnodiging vir enigiemand om te kom nie, want ek en Ernie het daar ons judo agter ons. Ek is gevra om oor die bruidspaar te praat. Op daai noot wil ek dankie sê vir Zandri en Ernie om 'n volledige Pretorius trou te hê. Pretorius en Pretorius. Dit is danksy aan God se humor van Zandri se kant af wat gebid het dat sy nie eintlik wil moeite doen om haar naam te verander nie. Sy wil net eintlik op Pretorius bly. En toe sê God, ja, hier is 'n man vir jou. Ek wil vra, wie is die familie van die bruid? Kan julle julle hande vir my opsteek? Die Pretoriusse van die bruid? Welkom. Ek wil vra, wie is die Pretoriusse van Ernie se kant? Welkom terug vir die tweede keer. Ek is Ernie se beste vriend. Ons klou klippe saam. En ons bemoedig mekaar altyd op die swaar tye. Al sit ons net partykeer om 'n vuur en praat oor die lewe. Ons het laas jaar het ek en Ernie saam besluit, ons gaan dinge net rustig vat, ons gaan nie nou te veel agter verhoudings aan hardloop nie.
die Here het 'n snaakse sin van humor. Hier sit ons al twee, hy getroud en ek 'n meisie. En die Here het vir ons gesê, hierso is ons net na ons daai gebede gedoen het. Daar op 'n Vrydag aand, en ons het nou al gehoor van daai Vrydag aand. Was dit die 1 Maart? Ek dink dit was die 1 Maart. Kom sê is die 1 Maart. 1 Maart bring Jolanie vir haar sussie jeug toe. Om haar bloot te stel aan nuwe karakters. En boom, daar ontmoet sy vir Ernie. Die beste karakter. Ons praat daai Saterdagmiddag, ek en Ernie. En Ernie vertel my, hy gaan probeer 'n date met haar kry en sy lyk oulik en hy gaan sy shorts shoot. 2 Maart. Sê vir my nie, ons was op 'n date. Hy stuur vir my 'n boodskap wat sê, en dis quote. Dit het goed gegaan. Sy was baie oulik en ons sal sien waar dit gaan. En ons almal kan sien waarheen dit gegaan het. 21 Maart, na 'n vreeslike lang gewag en 'n vriendskap hou en mekaar leer ken, is julle official. 20 Oktober raak julle verloof. Alhoewel, elope 2 weke na julle begin date het, al 'n baie aantreklike opsie na gelyk het. Maar ons is dankbaar julle kon uithou. En nou, 20 Maart 2025, trou julle 'n volle 364 dae vandat julle begin uithou. Ek onthou laaste Paasnaweek, wat Ernie saam met my 'n tent moes deel, en Zanmarie was ook op die kamp, en hy was, ek het hom nooit gesien, hy was 90% van die tyd nie in die tent nie. Hy was by Zanmarie en Jolanie se huisie. Laat nag besluit, kyk so mooi gekom het. Dankie aan Ernie dat jy my 'n best man kon maak. En dankie Ernie dat jy so mooi kyk na jou geliefde vrou. Verloofde en nou vrou. Spreuke 18 vers 22 sê, wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind. En 'n welgevalle van die Here verkry. En laastens, definitief nie minste nie, dank ons dat ons deel kan wees van die begin van julle lewe saam en dat ons vandag julle hier as 'n eenheid kan vier. Ons sal ons bes te doen om julle te ondersteun en julle terug en te lei waar julle val, sal ons julle help optel. Deur goeie en deur sleg. So, mag ons asseblief 'n glasie klink. Mag daar baie liefde wees. Lag, geduld. Mag julle probleme minder wees, julle seëninge meer wees en niks anders as geluk by die deur instap nie. Mag julle twee die 4 noodsaaklike dinge hê wat jy nodig het vir 'n suksesvolle huwelik. 'n Sin vir humor, 'n selektiewe gehoor, net klein genoeg argumente oor wat se storie om te kyk, net om die vrede te bewaar en vrede vir wie die laaste stukkie sjokolade mag vat. Aan die bruid en bruidegom. Ons gaan oor aan Ernie, die man van die dag. Eerstens wil ek net sê, Zanmarie is pragtig. Okay, ek wil graag bedankings doen. Baie dankie aan my baie dankie aan skoonma en skoonpa vir al julle liefde en beplanning en alles wat julle vir ons gedoen het hierdie afgelope tyd. Dit is wonderlik. En aan my ma en pa, baie dankie dat julle my groot gemaak het. Dankie vir al julle liefde. Wat het dit so baie. En dan wil ek spesiaal vir die oumas en oupas, baie dankie sê dat julle gekom het. Dit is baie spesiaal om 'n ouma en 'n oupa, 2 oumas en 'n oupa by mense troue te kan hê. Dit is baie spesiaal en dankie dat julle so ver gery het. Dan wil ek vir al die familie wat so ver gery het, familie en vriende, baie dankie dat julle gekom het en baie van julle kort kennisgewing. Baie dankie julle. En dan wil ek vir Jolanie, skoonsis, baie dankie sê vir die mooi speech. Dit is baie mooi. En dankie dat jy so rondgehardloop het en al jou goeie idees en die foto's en die ding moet so wees en dan iets was baie dankie. Ek waardeer dit so baie. Dan wil ek vir Rudolf, my beste vriend, baie dankie vir jou speech.
Dankie dat jy hier is, dankie vir jou ondersteuning. Nou kan ek dit so bietjie sagter gooi op judo. So ek kan so bietjie sagter gaan haal. Roan Meiberg, ek kan sê Roan Boeta, Roan Meiberg. Baie dankie vir die klankopstel en klankgoeders, ek waardeer dit so baie. En baie dankie vir Tannie Belinda, Tannie se dekor, dankie Tannie KMB's, wonderlik. En dan verder gaan ek nou vir julle sê, verder wil ek net vir almal sê baie dankie en dankie vir Cornel en dat jy alles as hare vir ons gedoen het, dit was baie mooi gewees. Arista, dankie vir die blomme gooi, jy het dit so mooi gedoen. Jy het 'n beroep wat vir jou vorentoe lê. Dankie leraar vir leraar se mooi boodskap en al die lekker laggies. Dit maak dinge soveel makliker as mense op jou senuwee is en jy kan lag. Baie dankie leraar. Nou wil ek vir ons die tafelgebed doen, kan ek vra dat ons die oë sluit asseblief. Dankie liewe Jesus vir hierdie wonderlike dag wat ons ewig gaan onthou, liewe Heer. Dankie vir al die liefde wat U is om ons. Dankie vir my pragtige vrou, liewe Heer. Dankie dat ons hier saam kan wees as familie en vriende. Liewe Heer, help ons dat ons nou veilig by die huis kan kom na die tyd, liewe Heer. En liewe Heer, dat ons lekker kan eet sien die kos wat ons nou gaan eet in die wonderlike almagtige naam alleen. Amen.